Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Les 12, 13 tot 19 Desember. God is getrou. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u baie dankie vir hierdie nuwe week en hierdie nuwe studie. Liewe Heer, laat u wil asseblief geskied en laat hierdie boodskap asseblief 'n verskil in ons lewens maak. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. Josua 21 vers 43 tot 45, 2 Timoteus 2 verse 11 tot 13, Josua 23, Openbaring 14 vers 10 en 19, as ook Deuteronomium 6 vers 5. Geheeteks, Josua 21 vers 45. Die Here het elke belofte nagekom wat hy aan Israel gemaak het. Josua 21 vers 45. Toe John F. Kennedy die FSA tydens sy inhuldiging op 20 Januarie 1961 toegespreek het, was sy toespraak slegs 1366 woorde lank. Tog het dit 'n vaste indruk in die Amerikaanse gees gemaak. Na 'n beroep op sy volksgenote om op hul verantwoordelikhede in plaas van hul voorregte te let, voeg president Kennedy by: Laat ons met 'n skoon gewete as ons enigste betroubare beloning en met die geskiedenis wat uiteindelik sal beslis of ons reg of verkeerd opgetree het, hiervandaan uitgaan om die land wat ons liefhet te lei, bidend om die Here se seën en hulp, maar met die besef dat die plig om God se werk op aarde te verrig aan niemand behalwe die mens behoort nie. Die ouderdom het Josua ingehaal. Hy is die leier van Israel, maar hy kon reeds aanvoel dat die einde in sig was. So besluit hy toe om die volk en hul leiers toe te spreek in Josua 23 en 24. Hoofstuk 23 is meer toekomsgerig en gaan oor die wyse waarop die Here aanbid behoort te word, naamlik as die volk se enigste God. Hoofstuk 24 is 'n terugblik op die Here se troue dade van die verlede, met die doel dat Israel hulle tot 'n besluit rakende die belangrike vraagstuk moes verbind, naamlik: wie is die enigste een wat ons aanbidding waardig is? Die antwoord: dit is Jahwe. Hierdie week bekyk ons Josua se eerste toespraak waarin hy terugkyk op Israel se oorwinnings, maar terselfdertyd die weg vir toekomstige sukses aan Israel uitstippel. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 20 Desember.